Goeiemôre vriende, ons eer die Here dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Ons dank die Here dat hy ons deur nog 'n onbekende en donker nag gedra het, dat hy ook goed gedink het om ons vanmôre op te wek en dan ook hierdie nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. En ag, kan ons daardie pragtige liedjie ook vanmôre met vrymoedigheid sing, omdat hy leef, sien 'n kans vanmôre, omdat hy leef, geen vrees vir my, omdat ek weet, ja, ek weet wie hou die toekoms. Die lewe is die moeite werd, omdat hy leef. Nou, ek wil vanmôre vir u sê dat ons nie nodig het om vandag te vrees, of môre, of die dag daarna nie. Want ons weet dat die Here sit op die troon van die hemel. Hy maak van die aarde die voetbank van sy voete. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Ons is tans besig met die reeksie wat handel oor hoe deel ek met vrees in my lewe. Nou vriende, ek het vir u gesê dat die apostel Paulus dan ook hierdie brief aan die jongman Timoteus skryf. Timoteus, die predikant van die gemeente in Efese. En Paulus, wat deur baie ervarings en wedervarings gegaan het, baie stryd beleef het en dikwels gevrees het vir sy lewe, kom en hy sê vir hierdie jong leraar, hy sê vir hom, God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. En ek glo dit was 'n bemoediging vir Timoteus gewees, om te dink dat Paulus deur al hierdie stryd gegaan het, en hy gee hierdie waarheid van God se woord deur aan hierdie jong man, om vir hom te sê, Timoteus, ek is deur alles, ek het alles beleef, maar een ding kan ek vir jou sê, God is getrou. Jy het nie nodig om te vrees nie, want God se gees wat in ons woon, is die gees van krag en liefde en selfbeheersing. En wil ek u ook om bemoedig in hierdie môre wanneer ons by deel 2 te stil staan, dat ons nie nodig het om te vrees nie, want die Here is in beheer. Ons het gesê daar's verskillende tipe vrese, en ons gaan vanmôre by die eerste een stil staan, naamlik die vrees vir die toekoms. Dis die mees algemene vrees wat ons kry, die vrees vir die toekoms, want as jy na die deursnee gesprek luister, nie net van wêreldlinge nie, maar ook in besonder van kinders van die Here, dan praat hulle oor vrese. Hulle vrees die toekoms, hulle vrees wat voorlê vir Suid-Afrika, hulle vrees wat voorlê vir hulle self, vir hulle kinders, vir hulle kleinkinders. Hulle vrees, gaan ons veilig deur nog 'n donker nag kom? Wat gaan gebeur? Waarom is die polisie en die weermag so onbevoeg en onbekwaam? En wat gaan gebeur in hierdie wêreld? En waarom is alles besig om so skeef te loop? En dan is daar die vrees vir eksamens, en daar's vrese, gaan ek die regte lewensmaat kry? En al hierdie dinge wat mense oor vrees, dinge wat eintlik in die toekoms lê, wat ons nie nodig het om nou oor hoef te dink of te vrees nie, is dikwels dinge wat ons gesprekke oorheers en wat ons lewens kniehalter en ons eintlik met angs vasvang, sodat baie kinders van die Here ook op medikasie is, net om, soos die Engelsman sê, te cope, en dan kans te sien vir elke dag. En ek wil u vanmôre kom bemoedig uit die woord, dat daar is ook Bybelse voorbeelde van kinders van die Here wat gevrees het. Want u moet onthou dat niemand vreesloos deur die lewe gaan nie. Ons almal vrees sekere dinge op sekere tye, maar God gee vir ons wysheid uit sy woord om ons vrese tot ruste te bring in hom, die verlosser en die redder en die koning en die heerser van hierdie heelal. So kom ons kyk vanmôre 'n bietjie na die vrees vir die toekoms, 'n Bybelse voorbeeld, hoe dit op ons van toepassing is en hoe ons dan ook 'n geestelike les daaruit kan leer. Ek vra dat ons net 'n kort gebed sal saam doen. Hemelse Vader, dankie dat ons nou u woord kan oopmaak en dat ons daaruit kan lees. Dankie vir die wysheid wat u woord ons gee, dankie vir die Bybelse voorbeelde, dankie Here vir die kosbare leiding uit u woord, om dan ook sekere situasies te hanteer op 'n verantwoordbare manier, maar ook om u te verheerlik in alles. Seën ons samesyn, mag u vir my wysheid gee in die oordra van u woord, en ook vir hulle wat moet hoor, dat hulle kan verstaan en ter harte kan neem, om dan ook so te lewe, om eer te bring op u naam. Ons bid dit met danksegginge. Amen. Nou vriende, as ons kyk na die lewe van koning Dawid, dan besef ons dat Dawid vir die meeste van ons 'n held is. Die Bybel sê Dawid is die man na die hart van God gewees. Wat gebeur met hierdie jong seun, hierdie man Dawid? Die Bybel sê hy word in die plek van Saul as koning gesalf. Die Here het sy guns en sy seën en sy gees van Saul onttrek, omdat Saul in rebellie teenoor God begin leef het. Saul het in sonde verval, Saul het nie geluister na die opdragte van die Here nie, en die Bybel sê dat Samuel het gegaan en vir Dawid as koning gesalf. Die oomblik toe Dawid koning word, het sy probleme begin. En jy kan miskien wonder, waarom sou die Here Dawid agter die skape uitgehaal het, om koning gemaak het, en
sy lewe eintlik begin, ek wil amper sê, kompliseer het met al die probleme wat oor sy pad gekom het. Dis eenvoudig God se plan met Dawid se lewe gewees. U sien, en die Here het ook Dawid voorberei om dan die man na sy hart te wees en die koning wat dan met wysheid oor sy volk sou regeer. Hierdie man Dawid vlug vir Saul. Ons lees in die Bybel dat hy ongeveer 10 na 13 jaar lank vir Saul gevlug het nadat hy gesalf was as koning. En die Bybel leer vir ons dat hy op 'n stadium daar in 1 Samuel 23 by 'n stad aangekom het met die naam van Kehila. En daar het hy weggekruip vir Saul, gevrees vir sy lewe, gevrees vir die dag van môre, gevrees vir sy manskappe. En nou lees ons die volgende, en Dawid sê: Here, God van Israel, u knegt het verseker gehoor dat Saul na Kehila wil trek om die stad om my ontwil te verwoes. Sal die burgers van Kehila my in sy hand uitlewer? Sal Saul afkom soos u knegt verneem het, Here? God van Israel, gee u knegt dit tog te kenne. Toe antwoord die Here: hy sal afkom. Daarop sê Dawid: sal die burgers van Kehila my en my manne in die hand van Saul uitlewer? En die Here antwoord: hulle sal uitlewer. En Dawid het klaargemaak met sy manne, omtrent 600 man, en hulle het uit Kehila uitgetrek en rondgetrek waar hulle maar kon. Die eerste vraag wat ek wil beantwoord in hierdie gedeelte is: praat die Here nog vandag met ons soos hy met Dawid gepraat het? En die antwoord is baie duidelik nee. Dawid het nie die 66 kanonieke boeke van die Bybel gehad soos u en ek dit vandag het nie. God praat vandag met ons deur sy woord, en vanuit sy woord gee vir ons wysheid om ons bepaalde situasie dan te hanteer. In die Bybelse tyd het die Here by uitsondering met die koning self gepraat. Hy het meer deur sy profete gepraat, sy knegte, wat dan ook sy boodskap aan die volk en aan die konings gebring het. Nou vriende, ons sien in hierdie saak dat Dawid baie benoud was. Hy het gevrees vir sy lewe, hy het gevrees vir die toekoms, hy het gevrees dat hierdie mense hom sou uitlewer, en die Here het vir hom 'n antwoord gegee. Dawid vlug uit die stad Kehila, en die Here spaar Dawid en hierdie 600 man saam met hom se lewens. In Psalm 34 kyk Dawid terug na hierdie gebeure, en hy skryf daar in vers 4. Hy sê: ek het die Here gesoek, en hy het my geantwoord en my uit al my vrees gered. Hierdie elendige het geroep, en die Here het gehoor, en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees, en red hulle uit. Smaak en sien dat die Here goed is. Welgeluksalig is die man wat by hom skuil. Ag vriende, so kosbaar as jy verder deur hierdie Psalm lees, dan lees ons daar in vers 18. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat verslaas van gees. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Dit is my so kosbaar om te kyk hoe Dawid dan ook hierdie situasie hanteer het. Dawid vlug, hy kom weg, en hy kyk terug na hierdie gebeurtenis, en hy sê dat ek het die Here gesoek, ek het die Here gevra, en my benoudheid het ek na die Here gegaan en vir hom gesê: Here, gee vir my 'n oplossing en gee vir my uitkoms, en die Here het hom uit sy benoudheid verlos. En dan gebruik hy hierdie pragtige illustrasie, en hy sê: die engel van die Here, hoofletter, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees. Hierdie hoofletter engel is altyd 'n verwysing na die Here Jesus. En Dawid sê eintlik dat God deur sy seun hom kom ondersteun het ook in hierdie baie moeilike tye. En ag vriende, hoe is dit van toepassing op u en my wat vandag lewe in die jaar 2022? Ek wil vir u sê, ons vrees ook maar soos Dawid. Ons wonder ook baie keer, gaan ons deur hierdie nag kom, of gaan daar ingebreek word in my huis? Ons dink aan die plaasmoorde, ons dink aan die inbrake, ons dink aan die onvermoë van die polisie om hulle werk te doen, die weermag in Suid-Afrika, die regering wat nie standpunt inneem teen ongeregtighede nie. Ons vrees vir ons kinders se lewens. Ons vrees, vriende, vir ons aftrede. Ons vrees, gaan ons genoeg salaris hê om al ons skuld te delg. Ons vrees al hierdie goed. Wat gaan ons eet? Wat gaan ons drink? Wat gaan ons aantrek? Waar gaan ons bly? En ek wil vir julle sê, onlangs is ons as gesin deur hierdie saak, toe ons by die Evangelies Gereformeerde Kerk weg is. Ons het ook maar gewonder, wat gaan van ons word? Waartoe gaan ons gaan? Waar gaan ons bly? En die Here moes hierdie kosbare lesse vir ons kom leer het. En ek lees vir u wat staan in Matteus 6:25. Daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink, of oor die liggaam wat julle sal aantrek nie. Is die lewe nie meer as die voedsel en die liggaam as die klere nie? En dan gebruik Jesus hierdie illustrasie en hy sê, kyk na die voëls van die hemel,
Hulle saai nie en hulle maai nie en hulle bring nie by mekaar in skure nie en tog voed julle hemelse Vader hulle. En die Bybel sê, is julle nie baie meer werd as hulle nie? Jy sien, ons is so bekommerd oor die tydelike, oor ons lewe, oor ons versorging, oor hoe ons aangetrek of gaan aantrek en wat ons gaan eet en waar ons gaan bly en wat vir ons voorlê in die toekoms, dat ons vergeet dat ons hemelse Vader in beheer is van ons lewe. Ja, ons moet werk, ons moet spaar, ons moet wys omgaan met ons finansies, maar aan die einde van die dag moet ons weg aan die Here oorlaat en hy sal vir ons sorg. Ons moet hom ken in al ons weë en hy sal ons paaie gelyk maak. Die Here sê vir ons baie duidelik, vers 33, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Het u opgelet? Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Wat help dit, vriende? Ons mors ons tyd en ons energie om heeltyd te top en te praat en te murmureer en te vrees oor wat môre miskien met ons kan gebeur. U weet seker, statistiek leer vir ons dat 90% van die dinge wat ons vrees nooit oor ons kom nie. En kinders van die Here vrees so vir die dag van môre en vir wat met hulle kinders of met hulle finansies of met hulle aftrede of met hulle lewe gaan gebeur, dat hulle vergeet dat ons het eendag, gou gaan dit verby, net wat ons vir die Here gedoen het, gaan staande bly. So wat ek u wil aanmoedig in hierdie môre is om te doen wat ek gedoen het in my lewe en wat die Here my kom leer het, soos hy vir Dawid ook kom leer het, om jou lewe aan God toe te vertrou. Onthou, hy is beheer van jou lewe. Selfs die hare op jou hoof is getel. Die Bybel sê, daar sal nie 'n haar afval as God dit nie beskik en bepaal nie. En dan wil ek jou vra dat jy nie ander dinge sal soek en jou sal bekommer oor môre en oor die goed van môre en oormôre nie, maar dat jy die koninkryk van God sal soek. Dat jy sal opstaan in die môre en sal sê, hierdie dag is 'n geskenk uit die hand van God. Môre is nie vir my beskik en bepaal en beskore nie. Ek gaan vandag voluit lewe en as God nog 'n dag en nog 'n week en nog 'n maand en nog 'n jaar vir my gee, gaan ek sy koninkryk soek, gaan ek sy koninkryk uitbrei deur 'n getuie vir hom te wees en gaan dit my nie kwel oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het in elk geval genoeg aan sy eie kwaad. In elke Bybel van my het ek die volgende geskryf: The past is gone forever. The future is uncertain. The only time you have is now. Dikwels as ek vrees, maak ek my Bybel net oop, dan lees ek hierdie woorde. Die verlede is vir altyd verby. Die toekoms is onseker en onbekend en is nie vir my beskore nie. Die enigste tyd wat ek het is nou. En daarom wil ek jou oproep, kind van die Here, dat jy jou vrese tot ruste sal bring by die voete van die kruis. Dat jy vir die Here sal sê, soos Dawid gesê het, Here, U is in beheer van my lewe. U is die een wat my sal inlei en uitlei, sodat ek ook vrede en veiligheid in U kan beleef. En op die regte tyd, op die regte dag, op die regte oomblik, wanneer U besluit my lewe is verby, sal U my opneem na U hemelse heerlikheid. Daarom wil ek elke dag ten voluit lewe met my oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van my geloof. Dit sal kos dat jy en ek in ons gedagte 'n vernuwing moet ondergaan, dat ons reg sal begin praat, reg sal begin doen, dat ons koninkryksgerig sal begin praat en doen, en sal besef, dat ons het net vandag, en daarom hoef ons nie bekommerd te wees oor die toekoms. Ons hoef nie die toekoms te vrees nie. Laat die wêreld die toekoms vrees. Laat ander die toekoms vrees, maar laat ek en jy sê, onse God is in beheer. Hy is ook in beheer van my lewe, en hy het vandag vir my gegee, en hy gaan voluit lewe tot sy eer. Mag die Here ons seën met wysheid om hierdie waarheid te verstaan, ter harte te neem en uit te leef tot sy eer. Groete vir u, mooi dag verder, hou die oë gerig op Jesus. Hy is die leidsman en volëinder van jou geloof. Tada!